Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Donderdag, 13 November, smagtend na sy teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Liewe Vader, ons sê vir u weer eens baie dankie vir die voorreg wat u ons gee om hierdie studies te kan bestudeer. Liewe Vader, help ons asseblief dat ons smagtend mag wees tot u teenwoordigheid teen die tyd wat ons hierdie studie afsluit. Ons vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Lees Josua 18 vers 1 en 2. Vir watter aktiwiteit het Josua die toekenning van grondgebied onderbreek? Ons lees Josua 18 vers 1 en 2. Daarop het die hele vergadering van die kinders van Israel in Silo byeengekom en daar die tent van samekoms opgeslaan, aangesien die land voor hulle onderwerp was. Maar daar was onder die kinders van Israel nog 7 stamme oor wie se erfenis hulle nie verdeel het nie. Josua 18 vers 1 en 2. Na beskrywing van die grondgebiede wat aan die 2 grootste stamme aan die weste kant van die Jordaan toegeken is, as ook aan die halfstam van Manasse, beeld hierdie skrifgedeelte uit hoe die volk by Silo byeenkom, waar tydens die land onder die oorblywende kleiner stamme verdeel word. Die heroprigting van die tabernakeltent in ooreenstemming met die Here se oorspronklike voorskrif aan Moses, bou vir my 'n heiligdom, dui op die vervulling van God se belofte om onder sy volk te woon in Eksodus 25 vers 8 en Levitikus 26 vers 11 en 12. Dit onthul ook die hooftema van die boek Josua, dat God se teenwoordigheid reg in die middel van die kampterrein die inbesitneming van die land moontlik gemaak het en dat dit voortaan 'n blywende bron van seëninge vir Israel en via Israel vir die hele mensdom moes wees. Ons lees terloops Genesis 12 vers 3 wat sê, en ek sal seën diegene wat jou seën en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. Genesis 12 vers 3. Alles draai hier om die aanbidding van God. Dit is 'n groter hoogtepunt as die verowering van Kanaan en die toekenning van grondgebied. Die tabernakeltent in die kampterrein wat later met die tempelbou in Jerusalem vervang was veronderstel om 'n hulpmiddel te wees, sodat hulle deurgaans hulle oë op God se teenwoordigheid in hulle midde as ook hul verbondsverpligtinge gerig kon hou. Lees Hebreërs 6 vers 19 en 20, as ook hoofstuk 9 vers 11 en 12 en hoofstuk 10 vers 19 tot 23. As Christene beskik ons nie oor 'n aardse heiligdom as fisiese woonplek vir God se sintuiglike waarneembare teenwoordigheid in ons midde nie. Wat kan ons nietemin uit Josua se voorbeeld leer? Ons lees Hebreërs 6 vers 19 en 20. En ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingaan tot binnekant die voorhangsel waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het vir ewig. Ons lees Hebreërs 9 vers 11 en 12. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Ons lees Hebreërs 10 vers 19 tot 23. Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus op die nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester
oor die huis van God het, laat ons toetree met 'n waaragtige hart en volle geloofsversekerheid die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Hebreërs 10 vers 19 tot 23. Dit is geensins verrassend dat die tent van samekoms skielik hier opduik nie. Die heiligdom as tema was tot dusver deel van die vertelling danksy periodieke verwysings na die verbondsark. Neem in ag dat dit die belangrikste meubelstuk in die allerheiligste was. Boonop bakende die eerste 2 afdelings van hierdie Bybelboek af. Die trek deur die Jordaanrivier en verowering van Kanaan. Met die opslaan van die tabernakeltent as middelpunt van die grondtoekenningsproses toon Josua dat die volk se hele bestaan en wese om die tabernakel om Jahwe se aardse hoofkwartier gedraai het. Nog belangriker is die feit dat ons, as Christene wat ons tans in 'n groter versoendag as die tipiese versoendag van die antieke Israeliete bevind, ons oë op die hemelse tabernakel gefestig behoort te hou. Veral na mate ons moedig stry teen die reuse van ons tyd, het sy modern of postmodern, wat ons geloof, hoop en geestelike erfenis betwis. Na mate ons voortdurend staat maak op die verlossingswerk wat Christus aan die kruis vermag het en wat hy steeds in die hemelse heiligdom vir ons vermag, kan ons gelowig uitsien na die dag waarop God weer eens onder sy kinders sal woon en die keer boonop vir ewig. Ons sluit af met Openbaring 21 vers 3. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Openbaring 21 vers 3.